Môre Karen. Goeiemôre Jan, dit is lekker om met jou te gesels hier op Radio Fynbos man, hoe gaan dit? Nee, goed, dankie en self. Ja, Dis 'n mooi oggend hier in die strand. dit is baie mooi hier by ons hier in Stilbaai omgewing. Het ons daarom so 'n bietjie reën gehad die afgelope tyd, so dit help 'n bietjie. Ek is baie bly om dit te hoor. Ek is Ja, baie lief vir Stilbaai en die omringende area. absoluut. Jan, maar ek en jy kan nou lekker gesels oor die weer en allerlei, maar ek en jy praat eintlik oor 'n baie ernstige saak vanoggend. En ek dink ter wille van ons luisteraars moet ek dalk net so vinnige inleiding gee sodat hulle mooi weet wie praat en waaroor gesels ons. So Jan, luisteraars, is Jan de Villiers, woordvoerder vir die Demokratiese Alliansie. Vandag fokus ek en Jan op 'n saak wat verrykende gevolge inhou vir ons boere en dit is die kwessie wat ook voedselsekerheid en Suid-Afrika se landbou en ekonomie direk beïnvloed. So Jan, die voortgesette uitbraak van Back and Close het die regering genoop om aksie te neem en die DA het die onlangse optrede deur die minister van Landbou John Steenhuisen verwelkom. So dit sluit in 'n uitgebreide inentingsprogram en 'n oproep vir nasionale rampstatus om die verspreiding van die siekte hok te slaan. So gesels met my dan of ek en jy gesels dan oor hierdie aksieplan wat ons dan nou ook onder boere se aandag wil bring. Maar miskien moet jy vir ons die groter prentjie eers vir ons skep en vir ons sê Back and Close word as 'n krisis in Suid-Afrika se veesektor beskryf. Hoe ernstig is die situasie tans en hoekom is dringende optrede nou noodsaaklik? Ja, dankie Karen, dis 'n baie belangrike vraag. Net 'n Back and Close is 'n ongelooflike ernstige siekte en situasie. En ek dink die eerste ding wat luisteraars moet verstaan daarvan is dat wanneer 'n boer se beeste Back and Close kry, moet hulle dit onmiddellik rapporteer na die staat se veearts toe. En dit het 'n effek dat daai plaas dan nou onder kwarantyne geplaas word. Dit het natuurlik 'n baie nadelige en 'n groot uitdaging vir die boer, want in effek word sy boerdery dan nou stopgesit. Jy kan net dink as jy 'n kudde beeste het, dis jou kontant wat daarso by. Dit is jy het nodig om van daai beeste slagpale toe te neem om jou geld in te kry sodat jy jou boerdery kan bedryf. Ja. As jy 'n melkboer is, dan het jy nodig dat daai beeste se melk elke dag kan uitgaan en verkoop word en jy mag nie dit doen terwyl jy Back and Close het op jou plaas nie. Back and Close is ongelooflik aansteeklik tussen diere of tussen beeste en dit word 100% versprei deur aanraking met mekaar. So die beweging van verskillende kudde van verskillende beeste deur die land en deur provinsiale grense is ongelukkig wat gelei het daarna dat hierdie epidemie ontstaan het en dat daar nou so groot probleme is hiermee. Dit is natuurlik ook 'n groter probleem en dis in die sin dat vleispryse is besig om onder druk te kom. Dit het 'n slegte ekonomiese uitwerking op jy weet 'n bevolking in Suid-Afrika wat reeds onder die beste van tye onder druk is met die stygende prys van kos. En dan natuurlik ons kan nie die vleis nie uitvoer nie. Dit het gevolge vir ons boere wat graag ons baie goeie Suid-Afrikaanse vleis wil land in buitelandse markte. So dis nie verniet dat minister John Steenhuisen gevra het dat dit 'n nasionale ramp moet verklaar word nie. Dit weerspieël die erns van die situasie. Daar is boere wat vandag baie hartseer is en baie groot skade ly as gevolg van hierdie epidemie. En ja, dan sê mens dankie vir iemand wat aksie neem, nê. Dit is so belangrik vir ons boere. Maar nou hoor ons die inentingsstrategie. Nou ons hoor bykans van 2 miljoen diere wat reeds ingeënt is met massa-inentings wat beplan word in KwaZulu-Natal, Gauteng, die Vrystaat en die Noordwes. So hoeveel vertroue het julle dat hierdie inentingsstrategie die verspreiding van die siekte sal beperk en hoekom is dit jy weet opvolg inentings oor 3 maande ook so belangrik? Ja, so ek dink die groter strategie wat dan nou natuurlik insluit inentings. Ek dink dit is belangrik om net te sê
die laas jaar toe ons gesien het, toe die departement van landbou gesien het dat hier is besig om 'n groot probleem te ontwikkel, het minister John Steenhuisen in Daba gehou waar al die rolspelers bymekaar geroep het. So dis nie net die boere nie, is boereorganisasies en dan natuurlik verteenwoordigers uit al die verskillende sektore van die landbou. En hulle het toe besluit om 'n taakspan bymekaar te sit wat dan nou saam met die departement van landbou en die minister 'n strategie opgetrek het. Die strategie en die inentingsstrategie onder andere is gebaseer op hoofsaaklik wat gebeur het in Brazil en Argentinië, waar hulle ook met hierdie tipe back and closure epidemie dit moes hanteer en uiteindelik daai lande gekry het om back and closure vry te wees. Met ander woorde, hulle status te lig as 'n land wat back and closure het. So die strategie is gebaseer op wetenskap en op, soos hulle in Engels sê, best practice. Maar dit is nie 'n silver cool nie. Dit is nie 'n kitsoplossing nie. Die probleem met hierdie epidemie is dat daar is nie vinnige oplossings nie. Daar's nie 'n manier wat jy net eenvoudig dit kan gou vinnig iets doen en 'n eenvoudige oplossing bring nie. Die inentings is volgens alle navorsing en volgens alle bewyse die beste manier om te werk te gaan om die probleem onder beheer te bring. Maar om jou 'n idee te gee van hoe groot die groter prentjie en hoe groot probleem nog voor ons is wanneer jy die strategie volg van inentings wat ons nou gaan doen, wil jy op die einde uitkom waar jy nie meer enige kudde in jou land het wat enigstens back and closure dra nie. Jy wil die 83 miljoen beeste in Suid-Afrika skoon hê van back and closure. Om dit reg te kry, skat hulle is om en by 'n 10 jaar proses. So hierdie is nie 'n vinnige oplossing nie. Dis 'n langtermynstrategie om die ekonomie te red en boere in 'n posisie te sit dat hulle vleis op die einde van die dag weer kan uitvoer omdat ons back and closure vry is. En dit bring dan nou my volgende vraag, jy weet wat mens dink natuurlik nou oor dit is 'n groot uitdaging want jy weet veral vir die beweging van vee en hoe vinnig die siekte kan versprei. So hoe gaan die SAPD se betrokkenheid en die nuwe digitale vee identifikasie en opsporingsstelsels help om verdere uitbrekings te voorkom? Ja, so ek dink dit is baie 'n belangrike vraag want dit praat direk na hoekom het John Steenhuisen gesê hy gaan kabinet toe gaan en vir die kabinet en vir die president vra hierdie moet as 'n nasionale ramp geerken word. En die rede daarvoor is dat dit ontsluit die addisionele hulpbronne wat nodig is om hierdie krisis te beveg. So die eerste belangrike ene is die polisie het nie 'n mandaat om die beweging van diere te patrolleer nie. Maar nou, as dit 'n nasionale krisis is, nou kan departement van landbou en die polisie en wetstoepassing 'n gesamentlike mandaat hê om die paaie te beveilig, patrollies te hou en seker te maak dat diere wat vervoer word nie die siekte dra nie en dat mense nie onwettig hulle diere vervoer nie. En tweedens, boere kort hulp op verskillende finansiële vlakke om hulle biosekuriteit te doen op hulle plase, om inentings in die hande te kry. Die departement moet uit die aard van die saak nou baie geld spandeer waarvoor daar nie begroot was nie. Deur dit 'n nasionale ramp te verklaar, ontsluit jy addisionele finansiering van die nasionale regering af. Met ander woorde, die minister het net gesê, ons moet alles nou insit. Ons moet soveel geld en bronne na hierdie probleem toe gooi soos wat ons kan om so vinnig as prakties moontlik ontslae te raak van back and closure. En dan net om te verwys na die digitale stelsel, dit het natuurlik te doen met jy kan nie meet wat jy nie kan tel nie. So dit is ongelooflik belangrik vir die regering om basies te kan sê dat back and closure in elke liewe individuele bees van die 83 miljoen beeste, om en by 83 miljoen, is back and closure. En vir dit het jy 'n gevorderde identiteitssisteem nodig, waar jy
weet hoe groot is die nasionale kudde, wie is die eienaars, waar is die beeste, en ek bedoel dit is soos om die bevolking van 'n land met 'n digitale identifikasiesysteem toe te rus. Dis 'n baie groot taak, maar is 'n belangrike taak. Ons kan nie beheer wat ons nie kan meet nie. Net so. Nou, dit is 'n baie ambisieuse plan, en 'n teiken wat die minister gestel het as hy sê hy wil binne die volgende 12 maande minstens kyk dat dit met 70% verminder word en dan langtermyn binne die volgende dekade dit heeltemal uit te wis. So wat uit die DA se oogpunt is daar wat gedoen moet word of reg gedoen moet word om hierdie plan dan suksesvol om dan suksesvol te wees in hierdie plan? Ja, jy weet daar's geweldige frustrasie op hierdie stadium op plase en by boere en ek dink die DA het 100% simpatie daarvoor. Dit is so dat daar is baie boere wat groot skade ly as gevolg van hierdie ding. Maar ons die DA glo die enigste manier om hoe hierdie krisis gered kan word, is maar om te gaan na die wetenskap. As ons die emosie uit dit uithaal, en daar is baie emosie, dan kan ons net sê, wat het gebeur in Brazil, en wat het gebeur in Argentinië, wat het daar gewerk, wat is internasionale beste praktyk, hoe moet die regering te werk gaan op metodes wat bewys is dat dit werk. En ten spyte van die feit dat daar baie frustrasies is, en jy weet, een van die groot frustrasies rondom back and close hier, is die inentingsstof self, die inenting, mag net deur 'n regering toegedien word en deur veeartse van die regering. Nou, dit frustreer boere, want hulle voel, gee ons net 'n inenting, ons wil dit self in ons beeste sit. En dit is natuurlik 'n 100% rasionele en verstaanbare emosie. Die realiteit is dat wêreldwyd word hierdie enstof slegs dit word regering beheer, want dit is gevaarlike enstof. En as dit nie reg toegedien word nie, kan dit skade vir mense en diere maak, en dit kan onder andere ander variante van back and close hier tot gevolg hê. So, dit is ongelooflik belangrik dat die regering in beheer is van die inentings, maar wat ons baie bly is, en ek dink dit is iets wat ons as die DA op verskillende vlakke van regering aanmoedig is, die minister het afgekondig. Hy gaan dit nie net oorlaat aan die staat se veeartse nie, hy gaan privaat veeartspraktyke intrek en hulle laat akkrediteer en seker maak dat die privaat veeartse wat weet hoe om daai enstowwe te werk, die boere kan help. So dit is staatsbeheer, maar die privaat sektor word ingetrek as 'n vennoot om te help met probleem op te los. Ja, dit is baie goeie nuus. Jan, is daar enigiets wat jy nog wil sê so ten slotte voordat ons afsluit? Ja, is daar miskien jy weet, ekskuus Jan, ek val jou nou in die rede, maar ek dink sommer nou dadelik aan jy weet, klassieke old wife tales, goeters wat mense glo of dink rondom hierdie tipe van ding, wat jy miskien kan aanspreek. Ja, so ek dink een van die groot probleme is dat mense dink dat jy kan nie die vleis eet nie, van die beeste nie. Nou, dit is wel so, dat jy kan nie daai vleis verkoop of in die mark kan sit nie. Maar die boer kan nog steeds daai bees slag, dit help hom net nie, want hy kan dit nêrens heen neem nie. Maar ek sal sê eintlik, om eerlik met jou te wees, die grootste probleem, en dit is 'n probleem gebore uit verstaanbare frustrasie uit, is dat daar 'n eenvoudige oplossing vir hierdie probleem, en dis maklik om dit op te los. Hierdie is nie 'n eenvoudige probleem nie. Dis 'n komplekse probleem wat 'n baie groot reeks van intervensies kort om uit te sorteer. Dit gaan die hele gemeenskap, al die rolspelers, dit vat die regering, dit vat die landbouvennootskappe, dit vat die boere op die plase. Almal se besigheid moet nou biosekuriteit raak. Almal moet deelneem aan die proses om hulle eie kudde te beskerm, reg te bestuur en seker te maak dat die inentings by hulle kudde uitkom. So, jy weet, sonder om het te oorbeklem te doen, hierdie gaan 'n vol gemeenskapspoging wees. Dit kan nie net die regering se verantwoordelikheid wees nie, dit is almal gesamentlik se verantwoordelikheid. Sjoe, en dan wonder 'n mens, met eerste vraag wat ek my dan nou vra as jy dit sê, is
hoe is dit vir die man op straat? Op watter manier ondersteun ons boere en ons gemeenskap in hierdie, jy weet, in hierdie pogings? Wat is daar wat ons kan doen? Ja, dis 'n baie goeie vraag en iets wat iemand my nog nie gevra het nie. Ek dink die belangrikste ding is om op te lees daaroor en soos jy nou verwys het na daar's baie misinformasie. Is om genoeg belang te stel dat wanneer jy lees daaroor, jy die feite skei van die emosie en nie deelneem aan veldtogte wat waninformasie voordra nie. Net so. Jy weet Karen, hierdie is nie 'n politieke probleem nie. En wat ek bedoel daarmee is hierdie is 'n werklike ekonomiese probleem wat mense op die grond affekteer. Maar soos enige probleem is daar mense wat politiek speel daarmee. Natuurlijk. So jy weet, ek dink dit is baie onbehulpsaam as mense die probleem vat en dit probeer maak oor enige politieke party of oor die minister persoonlik. Niemand wil hê die boere moet back and closure hê nie en almal wil probeer help en die beste hê vir die boere en vir die mense. En ek dink as ek kan vir enige iemand wat by die huis is vra om te help, dan is dit om op te staan en te sê, luister, hierdie is 'n moeilike probleem. Dit is nie minister Steenhuisen se skuld nie, dit is nie die regering se skuld nie. Niemand wou dit gehad het nie. Die regering gaan nie rond en versprei back and closure nie, maar dis 'n probleem wat nou ons almal se probleem is en ons moet dit saam oplos. Ek dink dit is baie goed. En ek waardeer dit dat jy met ons gesels het, Jan. Dankie vir jou tyd en jou insig wat jy vandag met ons gedeel het. En ek gaan definitief, ek dink ons sal as jy sê dis 'n dekade wat hierdie plan is, sal ons definitief in die toekoms daarom weer gesels. Maar dankie vir die tyd wat jy uitgesit het om vir ons in te lig oor die saak. Ja, dankie Karen, dis baie lekker om met jou en die luisteraars te gesels. Soos ek sê, ek's baie lief vir die Stilbaai omgewing, so as jy ooit weer vir my wil gesels, dalk klim ek in 'n kar en ry sommer deur aan die hele tyd. Verseker, maak 'n lekker vakansie daarvan. Nou maar dan 'n mooi dag vir jou, Jan, en sterkte vir die pad vorentoe. Dankie Karen, vir julle ook lekker dag. Goed gaan, Tata. Bye-bye. Radio Fynbos.